Geliefdes, ek groet u een en elkeen in die kosbare en dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek bevind myself vanaand so 'n bietjie in 'n situasie. Ek het Vrydag het ek begin om nie lekker te voel nie, en toe het ek allerhande lyfseere en ek het allerhande krampe en skete en pyne, en ek dink by myself ek is toe bietjie siek. En Saterdagoggend toe dog ek dat ek in die bed bly, dat ek het lekker uitslaap, en ek het in die middag het ek so 'n bietjie gaan voorberei, en teen vanoggend toe's ek honkie dorie, en ek sê nogal vir my vrou, die Here het my regtig aangeraak, ek kan gaan preek en alles gaan goed. En piekfyn gevoel, totdat ek vanmiddag by die huis gekom het, toe tref dit my in 'n dubbele fout. En dis omtrent 'n storie. Ek dink nie daar's meer 'n kat in ons buurt oor nie, soos wat ek hulle vanmiddag geskiet het. So ek vra om verskoning as ek nie my chippy self is, wat ek gewoonlik is nie. Ek gaan probeer om so lewendig as moontlik te wees, terwyl ek die dood nader. Toe ons die voorsang gesing het, het ek gedink, toe ons saggies en teer sing, as 'n mens so sleg voel, is die laaste woorde wat jy wil hoor, kom tuis, kom tuis. Maar toe sing ons daarom daarna, ons kan die Here aanraak, en die Here raak ons aan, en dit het my weer bemoedig. So baie dankie dat jy hier is. Die ou duiwel hou nie daarvan as ons oor hom praat nie. Ek het vir Jacqueline gesê, hy is nou weer kwaad, want ek se klikkieback, en ek gaan vanaand vir julle van al sy streke vertel, maar ek is dankbaar dat hy hier is, en ek is dankbaar vir die geleentheid, en ek is reeds nou dankbaar vir die manier die Here ons regtig gaan deurdra deur vanaand, en hoe hy ons ook gaan seën in hierdie boodskap. Dankie dat julle die moeite gedoen het om uit te kom. Ek sien uit om die boodskap met elkeen te deel. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here, die jou vyand het baie planne en baie metodes tot sy beskikking. Maar U wat in ons is soveel groter as hy wat teen ons is. U is soveel sterker, soveel meer. Ons het niks om voor bang te wees nie, want U is altyd met ons. Here, en terwyl ons vanaand na hierdie duistere dinge gaan kyk, wil ek om bid, Here Jesus, dat U ons sal kom beskerm en sal kom toevou in U bloed. Sodat dit wat vanaand hier gebeur, uitloop op toerusting en gereedheid en waaksaamheid en nugterheid, en nie net sensasie nie. Dankie Vader dat U hier is. Dankie dat ek kan ervaar hoe U deur U Heilige Gees teenwoordig is in ons midde. Dankie Here vir onuitspreeklike genade. U is en sal altyd ons groote en heerlike God wees, tot in ewigheid. Amen. Nou, ek het nie die woorde van ons teks wat ons gaan lees op die bord gesit nie, maar die van u wat die woord saamgebring het, kan na 1 Johannes 4 toe blaai. 1 Johannes 4. Johannes 4, en ons gaan saam lees vers 1 tot en met vers 6. 1 Johannes 4 vers 1 tot 6. Ons teks van oordenking natuurlik vers 3 wat daar op die bord aangehaal is. Geliefdes, glo nie elke gees nie. Glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die Antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Ons gaan net tot daar lees uit die woord van die Here. Nou, vanaand se boodskap wat ek vir u gaan bring is 'n belangrike boodskap, maar dit is nie 'n aangename boodskap nie.
Dis nie 'n goedvoel boodskap wat bedoel is om elkeen van ons te inspireer nie. Inteendeel, as ons die boodskap vanaand reg verstaan, dan behoort dit amper 'n onsmaaklike smaak in die mond te los. Vanaand wil ek vir jou wys dat die gees van die anti-kris nie 'n enigmatiese wese is wat eendag ver in die toekoms kom nie, maar eerder dat hierdie gees reeds bestaan en werksaam is in die wêreld en in die kerk. So sê die teks van oordenking vers 3 tog baie duidelik vir ons. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-kris, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hoor wat voeg Johannes dan by, en hy is nou al in die wêreld. Nou daar is met boodskappe soos hierdie ene, die gevaar dat wanneer ons kyk na die werke van die duiwel wat ek vir u gaan wys vanaand, dat dit baie sensasioneel is. Dis vreemd en wek soms die nuuskierigheid van die mens op. Ek wil dit egter duidelik maak dat vanaand se boodskap nie bedoel is net om vir ons interessant te wees of om enige vorm van nuuskierigheid by ons te kweek of belangstelling op te werk nie. Maar ons doen wat ons doen vanaand omdat ons gehoorsaam is aan die opdragte van die skrif. Omdat ons nie met die planne van die duiwel onbekend moet wees nie. Die profete leer vir ons, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En dit is hierdie gebrek aan kennis wat veroorsaak dat kinders van die Here soms in die strikke trap wat die duiwel kom stel. Slinkse strikke wat ons nie altyd kan raak sien as ons nie mooi daarna kyk nie. Ons lees van hierdie opdrag byvoorbeeld in 2 Korintiërs 2 vers 10b tot 11 waar daar staan, sodat ons nie deur die Satan bedrieg sou wees nie, en dan hoor hoe kry hy dit reg, want ons is met sy planne nie onbekend nie. En ook gee die apostel Petrus vir ons 'n soortgelyke opdrag in 1 Petrus 5 vers 8, wanneer hy daar skryf, wees nugter en waaksaam. En as ek net daardie eerste opdrag in eenvoudige taal kan vertaal, sê dit, wees op die uitkyk, weet waarvoor jy kyk, sien die dinge raak, wees nugter oor die dinge wat gebeur in die wêreld. Hoekom? Want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. So die duiwel, wanneer ons boodskappe soos vanaand hanteer, het 2 wapens in sy hande. Die eerste wapen is die van onkunde. En as ons nie bereid is om ons oë oop te maak vir die planne van die duiwel en die strikke wat hy vir ons gestel het nie, dan val ons baie maklik in een van hierdie strikke. Die tweede is 'n ongesonde nuuskierigheid. Daarteen wil ek hê dat ons moet waak. Die bedoeling vanaand is nie om vir ons te prikkel sodat ons nou gaan kyk hoeveel van hierdie bose dinge ons by mekaar kan maak en hoeveel van dit ons kan sien nie. Daar is 'n magdom van hierdie verkeerde dinge. Maar die Bybel leer ons ook dat ons nie onsself moet net besig hou met hierdie slegte dinge nie. Party mense, party kinders van die Here is so besig met die werke van die duiwel dat hulle die werke van die Here vergeet. Hulle is so besig met dit wat verkeerd is dat hulle dit wat reg en heilig is nie op ag gee nie. So ek wil nie dit hê nie. Vanaand wil ek net hê dat ons nugter na dit sal kyk en soos Dawid die ou reus met die slingervel en klippie tussen die oë getref het, dat ons die duiwel tussen die oë sal raak skiet. Waar ons waak teen hierdie ongesonde nuuskierigheid, maar waar ons genoeg kennis het om onsself te kan verdedig. Die voertuig vir vanaand se boodskap is die eerste brief van die apostel Johannes. Ek wil hê dat ons mooi moet verstaan wat hy bedoel wanneer hy hierdie uitdrukking gebruik, die gees van die anti-kris. Die apostel Johannes is die enigste apostel in die hele Bybel, nêrens anders in die hele skrif kom hierdie uitdrukking, die gees van die anti-kris voor nie. So dit is baie belangrik dat ons verstaan wat hy daarmee bedoel. En ek gaan na 2 dinge in besonder kyk. Nommer 1 gaan ek kyk na wat hierdie beteken natuurlik vir Johannes. Dan gaan ons kyk na die werke van hierdie gees van die anti-kris in die tyd waarin ons leef en nogal in ons land, hoe dit prominent in ons eie klein ou landjie is. En dan natuurlik die tweede en eintlik belangriker deel, ons wapen en ons verweer
teen hierdie gees van die anti-kris in die tyd waarin ons leef. Nou kom ons verstaan net Johannes. Ek weet ons is besig in die aanlyn Bybelstudie om deur Johannes te werk en ek glo en vertrou dat Fanny saam met my daar deurgaan, maar ek wil hê dat ons net 'n algemene prentjie vandag moet kry. Johannes skryf hierdie eerste klein brief aan die klein gemeentes van Klein-Asië. Ek weet ek die woord klein nou baie gebruik, maar dit was hierdie klein gemeentetjies wat almal opgepop het en hulle was almal bedrywe gewees in Klein-Asië, die moderne Turkye. En hy skryf aan hulle en in hierdie brief wat hy aan hulle skryf, verwys hy op 5 verskillende maniere na hierdie anti-kris. Nou, as ons gaan kyk na wat hy bedoel wanneer hy praat van die anti-kris en jy gaan ontleed hierdie teksverse, iets waarvoor ons nou nie volledig tyd het vanaand nie, dan sien ons dat hy eintlik nie van een persoon praat wanneer hy praat van die anti-kris nie. Inteendeel, hy identifiseer 3 groepe in hierdie gedeelte. Die eerste, ek gaan deur hulle al 3 vinnig gaan. Die eerste verwys natuurlik na die eskatologiese anti-kris. Nou dis 'n baie fancy manier om te sê die anti-kris soos wat ons die anti-kris verstaan. Daardie anti-kris van Openbaring waarvan Dominee Jurgens Prinsloo ons so mooi vertel het. Daardie verskriklike bose man wat 'n mens gaan wees, wat gaan opstaan in hierdie wêreld. Hy gaan lyk soos 'n prins van vrede. Hy gaan 'n sterk verbond met Israel sluit en na 3,5 jaar gaan hy in hierdie wreedagtige moordenaar verander wat homself as God gaan verklaar. Nou Johannes verwys baie duidelik na hom in byvoorbeeld 1 Johannes 2 vers 18. Daar staan: kinders, dit is die laaste uur. En soos julle gehoor het dat die anti-kris kom. Nou hierdie anti-kris in 2 vers 18 verwys baie duidelik na daardie anti-kris waarvan Daniël praat, waarvan die Here Jesus in die evangelies praat, waarvan Openbaring praat, waarvan Tessalonisense ook praat. Daardie anti-kris in die toekoms, die een wat nog nie hier is nie. Maar dan kom ons by die tweede groep. Jy sien, die anti-kris is nie die enigste persoon oor wie Johannes skryf wanneer hy hierdie term gebruik nie. Johannes maak ook baie duidelik verwysing na 'n ander groep mense na wie hy verwys as die anti-kriste. Ons lees van hulle byvoorbeeld in die tweede deel van 1 Johannes 2 vers 18. Daar staan: kinders, dit is die laaste uur en soos julle gehoor het dat die anti-kris kom, daardie een wat in die toekoms is, bestaan daar nou ook baie anti-kriste waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Nou as ek sy boodskap hier sommer net in Afrikaans kan gaan vertaal, dan sê hy: my kinders, julle is bang vir hierdie anti-kris wat ergens in die toekoms lê, terwyl julle nie nugter en waaksaam en oplettend is vir die anti-kriste wat op julle deurstoep staan nie. In vers 22 praat hy van hulle verder en hy sê: wie is die leienaar behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Dit is die anti-kris, en hy verwys weer na daai groep wat die Vader en die Seun loon. Nou hier kom daar so 'n klein bietjie agtergrondkennis na vore. Jy sien, in Klein-Asië, waar hierdie gemeentes in die ou Turkye gevestig was, het daar 'n groep mense hulle self uit die kerk uitgedistansieer. En hulle het 'n aaklige, vertraagde, slegte afgodsdiens begin aanhang wat 'n mens gnostisisme noem. Nou, gnostisisme kom van daardie Griekse woord gnosis af, wat kennis beteken, en hulle het hulle self die verligtes of die verheerliktes, of, en ek gaan nou verstaan hoe hulle vandag nog bestaan, die illuminated ones, nee. Hulle stig toe nou af uit hierdie kerk uit, en hulle kom terug na die gemeente toe, en hulle begin skinder by hierdie gemeente, en hulle sê vir hulle: man, dit wat die apostels vir julle geleer het, is nie die waarheid nie. Jesus was nie die Christus gewees nie, hy was net 'n gewone mens gewees, en die Christus was hierdie geestelike wese wat afgedaal het op die Here Jesus by sy doop, en saam met hom geleef het en wonderwerke gedoen het, en net voor sy kruisiging, toe hierdie gees van Christus weer van die Here Jesus af weggegaan, en daarom kon hy homself nie aan die kruis red nie, en hulle het al hierdie teorieë, en hulle deel al hierdie geheime kennis, en Johannes skryf grootliks aan hierdie gemeente, en hy kom sê vir hulle: wees waaksaam teen hierdie anti-kriste.
En dan kom kwalifiseer hy hulle baie mooi. Hy kom verduidelik vir ons presies wie hierdie mense is. Hy sê dit is almal wat sê dat Jesus nie die Christus is nie. Nou miskien moet ek hier net 'n bietjie verduidelik. Die term Christus is nie Jesus se van nie. Hy is nie Jesus Christus soos wat ek Martin Botha is nie. Christus kom van die Griekse woord vir gesalfde, vir Messias. Met ander woorde, as ons sê Jesus Christus, dan sê ons Jesus die gesalfde, die gestuurde, die gekose een van God. Daardie een wat al reeds in Genesis 3 vers 15 by die moederbelofte aan ons beloof is. En nou het hulle gekom en gesê, maar Jesus was 'n mens gewees, hy was 'n profeet gewees, hy het wonderlike dinge geleer, maar hy was nie die Christus nie. En Johannes sê, as hulle dit leer, dan is hulle anti-Christe. Hy sê ook dat Jesus nie die seun van God was nie. Hulle het geleer dat Jesus nie self God was nie. En hulle het ook geleer dat 'n mens nie gered word deur die genade van die kruis nie, maar dat 'n mens gered word deur kennis. Met ander woorde, hoe slimmer jy is, hoe meer kennis jy opdoen, hoe beter is jou kanse om saligheid te bewerk. En nou, as hy praat van hierdie mense, dan kom hy in hoofstuk 4 en hy sê, hierdie anti-Christe, hierdie mense wat met hierdie bose leerstellings in die kerk ingekom het, en eintlik teen die kerk opgetree het, en die kerk van allerlei dinge kom staan en beskuldig het, hulle word gedrywe deur iets wat hy noem die gees van die anti-Christ. Nou moet jy baie mooi verstaan wat hy gebruik, en ek kan nie nou vanaand verveel met groot hoeveelhede Griekse taal om dit nou te verdedig, maar ek gaan hier sommer net sê, hierdie gees van die anti-Christ is nie 'n persoon soos wat die Heilige Gees 'n persoon is nie. Nou wees asseblief versigtig, persoon beteken nie mens nie. 'n Persoon beteken dat iemand wat 'n persoon is, het besluite, het 'n gevoel, het 'n gedagte, denke, hulle kan beplan, hulle het 'n persoonlikheid, dis 'n persoon. En in die goddelike drie-eenheid is daar 3 persone, die Vader, die Seun en die Gees. Met ander woorde, wanneer ons praat van die Heilige Gees, dan praat ons van 'n fisiese wese met hoofletters gesê. Maar hierdie gees van die anti-Christ is nie 'n fisiese wese nie. Kan ek dit in plat Afrikaans sê? Hy's nie 'n spook wat rondswerwe nie. Hy's nie 'n demoon of 'n bose gees wat gaan nie, maar wanneer Johannes die woord gees van die anti-Christ verduidelik, dan praat hy van die anti-christelike geestelike klimaat van die wêreld. Hy praat van die gedagtes, die manier waarop die wêreld dink, die manier waarop die wêreld na realiteit kyk, en hy sê, daardie manier van die wêreld is absoluut anti-christelik. Met ander woorde, hulle word natuurlik beïnvloed deur allerlei duiwels en demone, maar hy sê die hele wêreld in sy geheel het 'n geneigtheid weg van Christus af. Christus is nie natuurlik vir die mens nie. Sonde is natuurlik. Dis absolute waansin vir 'n mens om sy eie wang te draai. Jy kan vir enige kind op skool vra, wat gaan jy doen as 'n maatjie jou deur die gesig klap, en hy gaan dadelik vir jou sê, daar klap ek hom terug. Nee. Sonde is natuurlik, Christus is nie natuurlik nie, en wanneer Johannes praat van hierdie gees van die anti-Christ, dan praat hy van hierdie geneigtheid van die wêreld om weg te beweeg van Jesus Christus af, en die klimaat geestelik so te maak, dat dit gereed is vir die koms van die anti-Christ, daardie mens van sonde. Met ander woorde, hy praat van hierdie konstante verandering in die wêreld, wat die atmosfeer gereed kry vir die anti-Christ om te kom. En dit is 'n vreeslike ding. Daar is ander apostels wat van hierdie verskriklike anti-christelike klimaat, hierdie gedagtepatrone wat altyd weg van die Here afneig, praat. Paulus is een van hulle, byvoorbeeld in 1 Korintiërs 2 vers 12, waar hy skryf, ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade
geskenk het. Hierdie keer gebruik hy ook, daar's nie 'n fisiese gees van die wêreld nie, maar hy praat van hierdie geneigtheid, hierdie manier van dink, hierdie manier van 'n saak benader waarin die wêreld vasgevang is. En as ons vanaand gaan kyk na die dinge wat in die wêreld aangaan, gaan jy sien net hoe diep die wêreld al in die donkerte ingesak het. Hoe sleg dit regtig al daar buite gaan. Hoe gereed ons wêreld al reeds gemaak is vir die koms van die Antichrist. Jy sien, een ding wat 'n voordeel is, seker as jy in die EG Kerk groot geword het, nee, maar jy word al van geboorte af gesê die Here Jesus kom binnekort. So jy het dit verwag toe jy 5 was, jy het dit verwag toe jy 12 was, jy het dit verwag tot jy 16 was. Ek onthou toe ek in die hoërskool was, het ek my ma een keer gevra of ek mag sokkie toe gaan, en sy het gesê sy weier. En toe ek vra mamma, hoekom mag ek nie sokkie toe gaan nie? Toe sê sy, want as die Here Jesus vanaand kom, dan lê haar kinders nie by 'n sokkie rond nie. En ons het al van vroeg af hierdie verwagting in ons harte, dat die Here Jesus gaan kom. Maar nou moet ek vir u sê, as iemand wat self in hierdie kerk groot geword het, en die Here so dankbaar is daarvoor, as 'n mens sien wat in die wêreld aangaan, dan is ons vandag meer gereed vir die koms van hierdie boosheid, as wat ons nog ooit van tevore was. En wil ek vanaand regtig vir u kom sê, regtig uit my hart uit eerlikheid uit kan sê, die koms van die Here Jesus was nog nooit so naby soos wat dit vandag is nie. Daar was nog nie 'n laaste uur soos wat hierdie laaste uur is nie. Het jy opgetel wat Johannes gebruik het toe hy hierdie woorde gesê het? Hy het gesê, hierdie antichriste is een van die tekens van wat? Dat ons in die laaste uur is. En hulle het versprei oor die hele wêreld. En hulle reikwyte is vreeslik. Nou ek wil vanaand vir u dan praat oor daai twee gedagtes, die gees van die antichrist in hierdie wêreld en hoe ons teen hom beskerm gaan word. En ek lees graag vir u net die woorde van 2 Tessalonisense 2 vers 7 wat sê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid, dit praat ook van hierdie antichrist, is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou, daardie hy wat nou teehou, verwys na die Heilige Gees. Paulus is besig om te sê, net terwyl die Heilige Gees nog hier op aarde in die kinders van die Here is en maak dat hierdie antichrist nog nie vrye teels het nie, net tot daardie teehouer uit die weg geruim is. Met ander woorde, wanneer die wegraping plaasvind. Maar hy sê, hierdie ongeregtigheid, en dis waarop ek wil neerkom, is nou al aan die werk. Nou, as ons net, en ek moet vir u sê, toe ek nou navorsing hieroor gedoen het ek op so 'n magdom inligting afgekom, dat ek julle regtig vir 2 weke sal kan besig hou deur net video's en artikels vir julle te wys. En ek moes gaan kyk om net sekere goetertjies wat regtig belangrik is en wat so half in die middel vang, waar dit nie so erg is dat ek dit nie in 'n kerk kan wys nie en nie so vlak is dat ons nie die erns daarvan verstaan nie, maar ek moes regtig gaan sif om te probeer kyk wat is die werk van hierdie antichrist wat ek vanaand met u kan deel. En een van die dinge wat ek gedoen het was om Johannes se evangelie en sy sendbrief te gebruik as 'n maatstaf om te sien hoe lyk die werk van die antichrist volgens hierdie apostel. En die eerste ding wat ek baie duidelik kon raak sien is hierdie werk van die antichrist gaan gepaard met radikale humanisme. Nou ek het so 'n bietjie gaan oplees en daar is 'n professor met die naam van Dr. Kieran Durkin. Hy's 'n teoloog wat navorsing doen oor humanisme in die kerk en hy sê humanisme se doelwit is om heeltemal onafhanklik te wees. Nou dit klink dalk goed, maar wat hulle daardeur bedoel is, die mens bepaal self wat reg en wat verkeerd is. Die mens kom eerste. Die mens bepaal wat goed en wat sleg is. Die mens bepaal wat waar is en wat vals is.
In een van die boeke wat hy gelees het vir sy navorsing, skryf iemand wat pro-humanisme is. Met ander woorde, hulle glo humanisme is eintlik maar die ding wat ons moet doen op hierdie aarde. En die titel van daardie boek is Ye shall be as gods. Nou wonder ek wie van u kan weet, waar kry daardie persoon daardie titel? Waar kry hy die woorde, julle sal soos God wees? In die tuin van Eden, by die slang, toe die slang gesê het, eet van hierdie boom van kennis van goed en kwaad, want die Here jok vir julle, en as julle van hierdie vrug eet, dan sal julle soos gode wees. Daarom wil humanisme al die bande van God afgooi. Hulle wil nie meer onderdruk word in hulle taal deur die reëls en die regulasies, die idees van moraliteit van die mense nie. Hulle wil self bepaal wat goed en wat verkeerd is. In Psalm 2 vers 2 tot 3 skryf die psalmskrywer oor die eindtyd en dan gebruik hy hierdie woorde om te praat van hierdie laaste dae. Hoor wat sê die konings van die wêreld. Hy sê, die konings van die aarde staan gereed. Die vorste hou saam raad teen die Here en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle toue van ons afgooi. Wat sê hulle? Wat sê hierdie konings van die aarde? Hulle sê, ons wil nie meer hê dat die las van godsdiens op ons gesit is nie. Ons wil nie meer hê dat dit wat godsdiens vir ons kom leer het van goed en verkeerd 'n deel vorm van ons lewe nie. Ons wil self besluit, wanneer is dit goed om 'n baba te vermoor? Wanneer is dit goed om met wie te trou? Wanneer is dit goed om so losbandig as moontlik te kan lewe? Ek wil graag vir julle die eerste videoklip wys, en hierdie videoklip is in Engeland geneem tydens 'n gesprek waar baie kundiges van die wêreld saamgekom het en besluit het hoe hulle die wette in Europa gaan herskryf. En hoor wat sê die volgende man oor radikale humanisme. Humanism is the non-religious worldview that instead of looking to revelation or authority, we look to reason and evidence to understand the universe. Instead of looking to moral rules that come from outside human beings, we look to other human beings to generate values in the here and now, and also to generate meaning in our life. Instead of looking externally for some meaning to give value and sanction to the existence that we're having, a humanist view is that men and women in the course of our lives create and sustain meaning together by giving our lives purpose and a sense of fulfillment. Now, I think that is a very satisfying worldview, a worldview that has made a massive contribution to human progress and achievement. Nou gaan hom net daar los, 'n godsdiens, 'n wêreldvisie wat losgemaak is van godsdiens. In hierdie boek You Shall Be Gods praat die skrywer van hierdie boek van die feit dat een van die kernbeginsels van humanisme is dat die mens sy eie God is. Die mens dien homself, die mens volg homself en die mens is daar om sy eie realiteit, sy eie weergawe van die waarheid te skryf. Hier in Sasolburg van der Bijlpark area is daar 'n gemeente waar die predikant op die kansel geklim het en gesê het dat in hierdie wêreld kan elkeen vir homself besluit wat waarheid is. Vir my is Jesus Christus dalk waarheid, maar vir jou is iets anders heeltemal waarheid, want eintlik is elkeen van ons gode wat ons eie waarheid betaal. Kyk wat leer hulle op sosiale media oor iets wat hulle noem the fourth dimensional consciousness, 'n hoër dimensie van verstaan. It's a beautiful day, got my Bible, I'm ready to go. Jesus did not come to our planet to be worshipped. What he actually came here for was to show us that God is within us. Jesus was a being who was a fourth density soul, and he came to earth during a time where they were letting go of third density karmic cycles, and he came to plant the seeds of fourth density consciousness. So Jesus was not something that was above us. What he actually was just something that was ahead of us. Jesus even went through his own process of remembering. From the years of 12 to 30, he studied at places like mystery schools, and he activated his light body and the Christ consciousness within him. This was referred to as his lost years. From what he learned, he went and taught society about unity, oneness with God, and forgiveness, so that people could start to get access
to fourth density consciousness themselves. And what he was teaching was not to worship him or something outside of yourself. He said, the kingdom of God is within you. You are God's. You are all sons of the Most High. And you will do even greater things than I. What he was teaching was to help people remember the power that they held inside of themselves. And Jesus didn't die for your sins. What he died for was to show you unconditional love and to break the illusion that you are separate from God. Well, religion took this and said that in order to get to God, you have to go through Jesus. But actually, what he was teaching was that God is already within you. Daai man gaan julle 'n paar keer sien, hy het 'n TikTok-account met die naam The Holy Nope. So hy kyk baie van hierdie goetertjies en is 'n interessante bron om te gaan kyk. Nou hierdie verleidings, hierdie verdraaiings van die waarheid. Ek kan regtig 2 dae lank praat oor net wat daai ou op sy witbord verkeerd geïnterpreteer het en buite konteks geneem het. In die onderwys het ons geleer nie almal wat voor 'n witbord staan is intelligent nie en hierdie ou is 'n baie duidelike bewys daarvan. Maar dit is nog een van die meer duideliker leuns van humanisme. Humanisme se wortels in ons samelewing en in ons kerke is veel dieper as dit. 'n Groter en 'n gevaarliker humanisme as dit is die humanisme wat leer dat God bestaan om die mens te dien. Dit verlaag God tot 'n ATM en 'n dokter. Dit sê dat God daar is om vir ons met ons finansies te seën en dat God daar is om vir ons perfekte gesondheid en perfekte alles te gee. God rol elke klip uit die pad uit, God maak die pad gelyk. En is 'n leuen uit die hel uit. Daar is nie een voorbeeld van een persoon wat die Here gevolg het, wie se lewe sonder enige moeilikheid gegaan het nie. Inteendeel, in steede van rykdom is daar mense wat in die tronke gesterf het. In steede van rykdom is daar mense wat in armoede vergaan het vir die Here. Die Here Jesus self het gesê, die Seun van die mens het nie eers 'n plek om sy hoof neer te lê nie. Maar kyk wat leer hulle in ons kerke. Die volgende is 'n Suid-Afrikaanse pastoor wat die woorde in die skrif absoluut buite sy verband uitdruk om sy agenda op hulle neer te druk. Ek speel vir hierdie man. It's a beautiful day, got my Bible, I'm ready to go. The blessing of the Lord makes one rich. Say with me, the blessing makes me rich. This is a verse that you have to print out on a paper like this, and you put on your door going into your room, on the other side of your door coming out of the room. On the kitchen fridge, when I look at this thing, I take out my wallet or my phone with my credit card on, and I say, look at this. Proverbs 10:21. The blessing of the Lord. So let's read it again. So the blessing of the Lord makes me rich and adds no sorrow to it. That's simple. Hierdie voorspoedsteologie is een van die grootste teologieë in die wêreld. Daar is miljoene mense wat in hierdie kerkgeboue sit waar dit geleer word dat God bestaan om vir ons van ons finansiële moeilikhede te verlos. Kan die Here jou seën met finansies? Verseker hy kan. Bestaan die Here om jou te seën vir finansies? Is dit waarom die Here Jesus na hierdie aarde toe gekom het, sodat ons 'n beter weergawe van onsself kan wees, sodat ons ryk kan wees en sonder probleme kan wees? Verseker nie. Die Here Jesus self beloof, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Die Here Jesus kom leer vir ons, maak jouself los van die materiële dinge. Salig is die wat arm van gees is, maar hierdie teologie vat ons godsdiens en dit water dit af tot 'n voorspoedsteologie waarin die duiwel floreer. Nou die volgende, ek kan nog vir die dae lank besig hou daarmee, maar ek het beperkte tyd. Die volgende is godsdienstige pluralisme. Dis 'n moeilike woord vir my. Nou, godsdienstige pluralisme is 'n woord wat beteken dat mense sê dat alle godsdienste op die ou einde by God uitkom. Daar's nie so iets soos 'n godsdiens wat reg is en 'n godsdiens wat verkeerd is nie. Alle godsdienste kom uiteindelik by die Here uit. In die boeddhistiese teks, die Udana, wat ongeveer 500 voor Christus geskryf is, word vertel van 'n koning wat 'n blinde man gevat het en hom aan verskillende dele van 'n olifant laat vat het.
Toe hy aan die stert gevat het, het hy gesê die olifant is 'n tou. En toe hy aan sy been gevat het, het hy gesê die olifant is 'n boomstom. En toe hy aan sy slurp vat, het hy gesê die olifant is 'n slang. En dan kom geloofsfilosowe soos John Hick, 'n man wat vandag nog leef en aaklige dinge in die teologie kwytraak en sê dat Christendom, Hindoeïsme en Islam is soos mense wat aan verskillende dele van die olifant vashou. Ons almal moet by die uiterste realiteit uitkom waar ons besef dat alle godsdienste op die ou einde maar na God toe gaan. Never mind die Here Jesus wat vir ons baie duidelik geleer het, ek is die weg en die waarheid en die lewe. En dan die tweede gedeelte, baie belangrik, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Mense vra my partykeer op 'n baie sagte manier, amper asof hulle hartseer is en sê ek dan nou dat al daai mense in Indië wat Hindoes en Islamiete is, dat almal van hulle hel toe gaan. En dan antwoord ek sonder voorbehou, sonder om enigiets terug te hou, ja, definitief. En as dit jou pla, dan moet jy uitgaan en die evangelie aan hulle verkondig. Nou ons mag dalk dink dat hierdie 'n verre en 'n vreemde ding is wat mense sê en dat dit dalk nou baie slim geloofsfilosowe is wat hierdie dinge sê, maar hierdie tipe intergodsdiens word 'n lewende werklikheid in die tyd waarin ons leef. Op die 25ste Augustus in 2025, verlede jaar, 'n paar maande gelede, het die NG Kerk in Hermanus hulle eerste intergodsdienstige diens gehou en nagmaal aangebied aan mense van verskillende gelowe. Oom Anton, daar is 'n foto van hierdie nagmaal seremonie wat 'n paar maande terug aangebied is. In een van die synodale briewe van hierdie kerk staan daar dat die moderateur die mense aanmoedig om intergodsdienstige dienste in hulle kerke te hou en ander godsdienste te nooi om saam met hulle te aanbid en dan ook te gaan na hierdie ander godsdienste toe en saam met hulle godsdienste daar te gaan aanbid. Dink ons dis ver? Die volgende skyfie is van die Universiteit van Stellenbosch, net oor kan die pad. Daar is 'n nuwe afdeling gestig met die Study of Scriptures of Christianity, Islam and Judaism to promote social cohesion in South Africa. Mens kan die artikel gaan lees op Stellenbosch Universiteit se blad by die teologiese fakulteit, maar basies wat hierdie mense poog is om 'n middelweg te vind sodat Islam en Hindoeïsme en Judaïsme en Christendom saam kan leef, want sê Christen professors, daar is nie so 'n ding soos waarheid nie. Ons almal hou aan verskillende dele van die olifant vas. Dit is in ons dag, dit is in ons tyd en is amper onomkeerbaar op hierdie stadium. Daar's 'n aksie, ek gaan hom op die volgende skyfie wys. Dit is die 5 Action Collective wat poog om alle godsdienste te verenig en jy sal sien ongelukkig daar in die derde venstertjie ook 'n Christen verteenwoordiger wat poog om alle godsdienste saam te smelt om een te word. Dit is die gees van die anti-kris wat ons soos in die dae van Israel verlei na afgode toe. Dis 'n realiteit. Die derde van hierdie werke, en is omtrent die laaste waarby ek wil uitkom, is die anti-christelike kultuur. Nou in die tyd waarin ons leef, is die kultuur van hierdie wêreld amper iets wat belaglik is. 'n Mens kan nie glo dat die duiwel met die leuns wegkom waarmee hy wegkom nie. 'n Paar jaar terug, as jy vir iemand gevra het hoeveel geslagte is daar, het hulle vir jou gesê dis 'n baie eenvoudige vraag om te beantwoord. Daar is 2 geslagte, manlik en vroulik. As jy vandag gaan Google, en ek nooi uit om dit te doen, gaan Google how many genders are there, dan sê Google dat daar 72 verskillende geslagte is. Ten spyte van die feit dat God gesê het in Genesis 1 vers 27, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hom geskape. Ek gaan vir die 2 video's wys en ek wil waarsku, hierdie video's was vir my 'n bietjie ontstellend om te gaan sien. Dit is absolute lastering, maar ek wil vir u wys wat in kerke verkondig word in ons dag en tyd. Ons kan die eerste video speel.
I believe in the non-binary God, whose pronouns are plural. John 4:24 says that God is spirit. This does not make him non-binary. It's speaking of the non-corporeal reality of his nature and has nothing to do with his gender identity. It is utter blasphemy to take the Pride movement's idea of non-binary and apply it to the transcendent God. The us in Genesis 1:26 is referring to the three persons of the Godhead, the Father, Son, and Holy Spirit, all of whom are given masculine pronouns throughout the scriptures. God didn't reveal himself as Mother, Daughter, Spirit, but as Father, Son, Spirit. Speel asseblief die volgende een, hy is vir my bietjie erger. You want proof that we're in the end times? Watch this video. God is gay. God is a lesbian. God is trans. God is gender non-binary. God is straight. God is cisgender. God is you, and you are God. Dis belaglik en lasterlik wat hulle sê. En dis nie net in kerke ver weg in Amerika nie. Die Amerikaanse senator Josh Hawley het in 'n ondersoek teen Netflix vir die CEO van Netflix gevra waarom amper 50% van kinderprente gemik is op die ouderdomme tussen 3 en 10, waardes van transseksualisme, abortus en 'n losbandige seksuele lewenstyl uitbeeld en verdedig. En dis nie eers die som totaal daarvan nie. Die goed wat selfs binne in Suid-Afrika, binne in die strokiesprente wat vir ons kinders gespeel word, wat hulle elke dag kyk, is skrikwekkend. Ek wil vir die 2 prentjies speel wat ek nie eers ergens gaan soek het nie. Ek het sommer net die episodes gekry en dis van SpongeBob SquarePants. Het jy al gehoor van SpongeBob SquarePants? Kyk asseblief na die okkultisme wat vir ons kinders gevoer word in SpongeBob SquarePants. Ons kan die volgende 2 speel. Banish that ghost for you right here. Oshi, Kanushi, Alani, Oshi, Kanushi, Alani, Who dares banish me from this place? As dit nie genoeg is nie, kyk die tweede een. Hello, Brother Roger. Come right in, Brother Squidward. Thank you. This almost makes the other 353 days worth living for. For centuries, cephalopods have had but one nemesis. Let he among you who wishes to join the large face your greatest fear. Nou, ek weet nie of jy dit sou optel nie, maar sterk beelde van die Illuminati wat in hierdie kinderprent gewys word. Hoeveel van ons los ons kinders om na hierdie strokiesprente te kyk en dink eenvoudig nie wat vir hulle gewys word en wat vir hulle geleer word nie. Nou wil ek vir julle sê, daar is van hierdie kinderprente wat ek gaan soek het en wat ek van video's gekry het wat ek nie reg gevoel het om in 'n kerk te kan wys nie. So walglik en demonies en okkulties is van hierdie goed wat ons kinders besig is om te kyk. Verder, deel van hierdie bose kultuur is die verspottenheid wat hulle maak van Christendom in die wêreld. Ek wil net vir julle 'n paar, en ek's amper by die einde, maar 'n paar video's wys van wat in ons kerke gebeur en hoe hulle die kerk 'n bespotting maak. Kyk byvoorbeeld na wat doen hulle met die sakrament van die doop. Ek waarsku, hierdie een is bietjie grillerig. Dis ook 'n Suid-Afrikaanse ou, net vir interessantheid. It's a beautiful day, got my Bible, I'm ready to go. Kyk na die bespotting wat hulle maak van die doop in die volgende toneel. Hy's bietjie vinnig gemaak sodat ons tyd kan spaar.
Dis verskriklik. Die volgende skyfie wat ek vir julle gaan wys is van 'n baie bekende TV-evangelis. Dis iemand wat baie bekend is, hy het miljoene volgers reg oor die wêreld wat bloed drink op die verhoog tydens die nagmaal. Mens sien dit daarom nie, maar ek wil hê dat u terwyl hy dit doen, kyk na sy gesig en kyk na die manifestasie van die duiwel wat op 'n kerk se verhoog staan wanneer hierdie mense besig is met hierdie dinge. It's the Lord's Day. I got my Bible. I'm ready to hear the word. And then I would do the same. Jesus said, "Take this cup. This is my blood of the new covenant." Now we've mixed our blood. Which is his and which is mine. Now at the communion table. Yes, sir. He said, "This is my blood of the new covenant. All of you drink all of it." So, and I want you to be this way every time you take communion, and you ought to take it a lot. A lot. Yes, sir. Now his blood is in my body. Yes, sir. It's in there. His blood is mixed with my blood. Can you see it? Nope. As dit jou verskriklik ongemaklik maak nie, dan weet ek nie wat sal nie. Dis vreeslik. En 'n mens kan vir mense soos hierdie sê dat hulle nie sulke dinge kan doen nie, omdat die skrif vir ons baie duidelik sê jy mag nie bloed drink nie. Dis nie iets wat ek gedink het nodig sal wees om te sê nie, maar die Bybel is baie pertinent daaroor, jy mag nie bloed drink nie. Maar hoekom sal hulle na ons luister as hulle nie eers die woord van God as gesag aanvaar nie? Ek dink dis amper die laaste video, om Anton kan hom speel asseblief. Hy speel nie saam nie. Hierdie vrou sê, sy gaan seker nou begin praat terwyl ek praat, maar hierdie vrou sê dat 'n mens nie die woord van die Here as gesag kan aanvaar nie, omdat die Here nog elke dag besig is om nuwe dinge te doen. Sy sê sy's moeg vir Christene wat sê, dit staan nie in die Bybel nie, dit staan nie in die Bybel nie. Sy's moeg daarvoor dat mense die hele tyd wil terughardloop Bybel toe, terwyl die Here wonderlike dinge in hulle lewens wil doen. Die wêreld is in absolute chaos. Hierdie is nog net die tip van die ysberg. Hierdie is nog net die begin van hierdie gees van die anti-kris wat werk in ons dag en tyd. En ek dink, u kan saam met my stem, en soos ek weer sê, ek het net 'n druppeltjie van die emmer vir u vanaand kom deel. Dis baie duidelik om te kan sien in ons kerke, in Christendom as 'n geheel, hoe hierdie gees van die anti-kris sterk besig is en die pad voorberei vir daardie bose man wat in die tempel sal staan en homself as God sal verklaar. Hulle gaan al gewoond wees daaraan, want hulle doen dit reeds vandag. So nou kom ek by die laaste vraag. Hoe bied ons weerstand teen die gees van die anti-kris? En ek wil vir u 'n baie eenvoudige antwoord gee. Daar is nie toertjies wat ons kan gebruik nie. Daar is nie 'n versie in die Bybel wat jy kan opsê, of 'n Bybel wat jy kan ooplos, of 'n salfie wat jy kan smeer, of 'n olie wat jy kan kry, of 'n seëning wat jy kan uitspreek wat jou kan beskerm teen die duiwel nie. Jou mag op jou heiligste is geen probleem vir die swakste duiwel nie. Jy is mens. Daar is net een hoop. En dit staan in Efesiërs 6 vers 10 tot 11. Daar staan, eintlik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Hoe beskerm ons onsself teen die liste van die duiwel? Ons trek die volle wapenrusting aan. En dan het die duiwel dit nou reggekry om hierdie wapenrusting ook vir ons in baie vreemde dinge te gaan verander. Die wapenrusting is nie iets fisies nie.
Jy kan nie in die oggende staan en sê, ek trek nou die skoene van bereidheid aan, en ek sit nou die borswapen van dit aan, en dink dat dit enigiets gaan beteken nie. Jy sê net vir jouself rympies alleen in jou kamer. Wat die wapenrusting beteken, is in die name wat vir die wapenrusting gegee is. Dit staan in die skrif, dis 'n metafoor vir iets. Dis om te sê dat net soos wat 'n wapenrusting in 'n oorlog vir jou verdediging bied, so bied hierdie dinge wat die wapenrusting verteenwoordig vir jou verdediging. Nie geestelike klere wat jy aantrek nie, maar die dinge wat dit verteenwoordig. Wat verteenwoordig dit? Die waarheid omgord. Jy moet die waarheid van die skrif, die waarheid van die gees moet jy glo. Die borswapen van geregtigheid. Wanneer is iemand geregtig? Met ander woorde, wanneer is alles in hulle lewe reg met God? Wanneer hulle die Here Jesus aangeneem het as persoonlike verlosser en saligmaker. Niemand in hierdie wêreld is geregtig deur sy eie werke nie. Ons beste poging op 'n goeie lewe is 'n swak poging in God se oë. Jou heiligheid is soos om te probeer om Australië toe te spring. Jy kan miskien verder spring as die ou langs jou, maar albei van julle is eintlik maar ewe ver. Ons sal nooit met ons eie heiligheid nie. God verklaar ons geregtig en heilig die dag wanneer ons die Here Jesus Christus aanneem as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Dit beteken daar moet 'n dag in jou lewe wees waar jy gesê het, Here, ek kan nie in die hemel kom nie. Daar is niks wat ek kan bring nie, daar is niks wat ek kan doen nie. Ek is heeltemal en totaal en al verlore, Here, op my eie maak ek dit nie, stuur my dan nou hel toe, want daar is geen hoop, geen genade vir my nie, behalwe die dood van die Here Jesus Christus. As ek daardie ruiltransaksie met die Here Jesus aangaan, waar ek sy heiligheid aanneem en hy my sonde aan die kruis gaan dra, dan, Here, dan is daar vir my 'n kans. En as jy dit doen, vriende, dan is jy geregtig voor God. Die skoene met bereidheid tot die evangelie van vrede, wat bereidwillig is om hierdie evangelie te aanvaar. Die skild van geloof, die vaste vertroue in dit wat die Here Jesus vir ons gedoen het. Die helm van verlossing, verlossing van die straf van die sonde. Die swaard van die gees wat vir ons hierdie dinge leer en wat ons heilig daarin. Wat probeer ek sê? Vriende, dat Paulus skryf dat ons enigste weerstand teen die duiwel is om waarlik 'n kind van die Here te wees. Dit maak vir my so mooi sin met Johannes, want Johannes sien dinge baie keer wit en swart, amper letterlik, nê. Hy sê God is in die lig en as jy in die lig wil wees, dan kan jy ook in die duisternis staan nie. En dieselfde gaan waar, as jy die duisternis uit jou lewe uit wil verdryf, as jy die duiwel van jou af wil laat wegvlug, is die enigste manier om hom van jou te laat wegvlug, om die lig aan te sit. En jy het nie jou eie lig nie, die enigste lig in jou lewe is God, want God is lig. Jou saak met die Here moet reg wees, anderster, vriende, staan jy nie 'n kans teen die duiwel nie. Van hierdie redenasies is slim redenasies. Van hierdie dinge wat hulle leer, klink vir mense so reg en so lekker. Maar dit kom uit die hart van die duiwel uit. En as ons nie naby aan die Here leef nie, as ons nie onsself oorgegee het aan die Here nie, dan klink hierdie dinge vir ons reg. So rukkie terug was daar 'n boekie, my vrou gaan nou vir my lag, maar daar was so 'n boekie wat in die kerk baie opgang gemaak het, in die kerk in die geheel, met die titel The Secret. En in hierdie boekie leer hulle vir jou dat as jy iets wil manifesteer in jou lewe, jy wil iets laat gebeur, jy wil meer geld hê, jy wil gesonder wees, jy wil die regte lewensmaat aantrek, dan moet jy dit net glo en jy moet dit net vir jouself vat en jy moet dit net jou eie maak. En ek kyk 'n onderhoud van 'n vrou wat in okkultisme vasgevang het, wat haarself 'n heks noem, en sy lag en sy sê, dit is presies
wat dit beteken om te toer. En ek luister direk daarna na 'n kind van die Here wat sê dat as jy bid en jy wil regtig ietsie hê, dan moet jy dit net glo en jy moet dit net vir jouself maak en jy moet dit net claim in die naam van die Here. Net omdat ons die naam van die Here sticker daarop plak, beteken nie dit kom van die Here af nie. Jy moet seker maak, doodseker maak, dat jou lewe reg is voor God. Dat jou verhouding met God reg is. Dat jy sy waarheid soek in die skrif. Dat jy gehoorsaam is aan die Heilige Gees. Dis geestelike oorlogvoering. Dis wat dit beteken om die duiwel te weerstaan. Dis wat dit beteken om nugter en waaksaam te wees. Nie die snert wat mense vir ons wil leer nie. Maak seker vanaand dat jou saak met die Here reg is. As jy vanaand hier sit en die Here praat met jou en die Here sê vir jou, jy het nog nie jou saak met my reg gemaak nie. Jy staan nog onbeskermd in hierdie wêreld. As jy vanaand vreesvol is vir die koms van die anti-kris en die koms van die Here Jesus self, maak vanaand jou saak met die Here reg. Maak vanaand seker dat jy in die lig loop. Want is die enigste kans wat jy het. Daar is geen ander nie. En selfs dan sal ons van tyd tot tyd dwaal, maar die Here sal ons altyd kom haal. Maak seker dat jy in die lig wandel, soos hy in die lig is, want God is lig. Kom ons bid saam. Vader, ons sien hierdie verskriklike dinge in die wêreld en ek dink dadelik dat die kinders sout en lig moet wees in hierdie wêreld. Ons moet die verderf teewerk, ons moet die donkerte verdryf. Maar ons kan dit net doen, Here, as daardie lig in ons eie harte skyn. Daarom kom bid ek, Here Jesus, en ek kom vra regtig dat U elkeen wat nog nie by die lig was nie, sal kom gryp vanaand. Dat U hulle op hulle knieë sal dwing, sodat hulle saak met U kan uitklaar, sodat hulle in die lig saam met U kan wandel. Aan U, Here, bring ek alle dank en hulde en ere tot in ewigheid. Amen. Ek wil vra as daar iemand is wat wil hê dat ek saam met hulle moet bid, of wat wil vra dat ons met hulle moet gesels, dan is jy welkom, kom soek vir my, Dominee Reinhou is hierso, ons ouderlinge is ook hierso, kom vind iemand en maak vanaand jou saak reg. Kom ons staan en dan sing ons saam, ek maak nou my hart oop. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van God onse Vader, die tere opsoekende gemeenskap van die Here Jesus Christus en van sy Gees, wees en bly met u een en elkeen, totdat hy kom om ons te haal. Amen.